Goeiemiddag, ek het 'n gunsie om te vra vandag. So, baie van die navrae wat ek kry, is van mense wat eiendom besit onder R250,000. Met ander woorde, dis boedelnavrae. My ma het gesterf, my pa bly in die huis, of my pa het gesterf, my ma het aangebly in die huis, en toe my ma ook sterf, of die pa ook sterf, albei is oorlede, het die kinders ingetrek. Nou is dit al jare later, en nou bly die kleinkind al in die huis, en is dit reg, en hoe moet dit gebeur? So, wat ek wil sê is, ons wat mense het wat vir ons werk, wat byvoorbeeld 'n RDP huis het, kan julle daai mense help, dat hulle kan verstaan, as jy 'n akte het, want hulle kry aktes, ek verstaan die staat is baie agter, wat daai aktes uitreik, maar selfs my huiswerker, sy het haar akte gekry, sy is eienaar van haar huis, haar RDP huis wat sy gekry het. En die probleem is, hulle verstaan nie, dat jy moet 'n testament hê, wat daai bate bemaak aan jou gade. Of dan as hulle albei saam sterf, dan moet dit na hulle kinders toe gaan nie. En daai transaksies moet uitgevoer word. So dit is gewoonlik eiendom onder R250,000. So hulle gaan na die hof toe gaan by die afsterwe van iemand, daai testament saamvat, en dan sal hulle gehelp word om daai eiendom op mekaar se name te registreer. En ek seker dit sal teen 'n minimale koste wees, want dit is mos nou RDP huise, dan moet 'n instansie wees wat hulle kan help daarmee. Dit is iets wat glad nie aangespreek word nie. So ek het byvoorbeeld my huiswerker gevat, testament vir haar opgestel, en ek het sommer myself eksekuteur gemaak, het maak nie saak wie nie, jy kan een van haar kinders, 'n volwasse persoon, wat as een van hulle twee sterf, kan hof toe gaan, 'n authority letter kry, sodat hulle mekaar se boedels kan afhandel. En die boedels bestaan gewoonlik nou nie uit veel uit nie, dit gaan eintlik meer net om die huis oor te dra, na die gade se naam toe, en as die gade ook eendag sterf, om daai eiendom oor te dra na die kinders toe. Dit kan nie vir geslagte na geslagte net lê en hulle koop net koopkrag en die eiendom is nog op die oorledene se naam geregistreer wat al 10 jaar terug of 5 jaar terug gesterf het nie. So, ek dink daar's 'n opvoedingsding hierso wat gedoen moet word, en ek dink ons wat mense in diens neem, of wat by jou besigheid is of in jou privaat hoedanigheid, dit is dalk iets wat ons kan aanspreek. Ek deel dit net graag met julle, want ek weet nie hoe anders gaan ons hierdie probleem uitgesorteer kry, maar dit is Frans het ook vir my gesê, dit is 'n geweldige probleem, eiendomme wat net nie geregistreer word op iemand anders se name nie. So, dankie, ons maak staat op mekaar se kennis en hulp, dat ons die dinge kan regkry vir vorentoe, vir mense wat ons ken, want hulle bespreek daai probleme aan die einde van die dag met ons, nê. So, kom ons kry daai goed in plek. Baie dankie.